Nou, ons gaan nou verder kyk na hierdie kandelaar van die tabernakel en die kandelare wat Salomo in sy tempel gemaak het. Hierdie reeks van ons gaan oor die verskil tussen Moses se tabernakel wat 114 keer, die woord tabernakel 114 keer kom dit in die Bybel voor. Die tent van samekoms kom 140 keer omtrent voor in die woord van die Here. So, dit is verskriklik belangrik vir jou en vir my om te weet waarom God so baie klem gelê het op die tabernakel van Moses. En dan, as ons gaan kyk na die tempel van Salomo, dan sien ons 'n verskil. En dan maak dit my bekommerd. En totdat ek en my vrou voor die Here was en gesê het, Here, maar verduidelik vir ons verstaan nie hierdie nie. Het die Here werklik waar getrou in ons gees gefluister en ons het gesien wat die afbeeldsel en skadu is. Of liewerster, dit is die afbeeldsel en skadu van wat? Die tempel van Salomo. Dit is die afbeeldsel en skadu van iets. En dit is van die kerkwêreld. En ek wil net weer sê, ek sê nou nie hiermee dat die kerkwêreld is boos en jy moenie in 'n kerk kan wees nie. Nee, glad en geheel nie. Inteendeel, jy moet in 'n kerk wees. Jy moet die kerk van Christus wees wat saamkom in 'n gebou. Maar Jesus gaan nie kom vir die kerk nie. Die kerk is nie die bruid nie. Dit is duidelik in die woord van God en ons gaan dit later en wil ek dit verduidelik vir julle wat dit nie weet nie. Maar die kerk is nie die bruid van Christus nie. Die bruid van Jesus, die lam van God, die bruidegom, kom uit die kerk uit. So baie mense gaan gered wees, maar nie bruid nie. Dis baie maklik verstaanbaar in die woord van die Here. Daarom is dit belangrik dat jy en ek moet weet wat die Torah sê. Want dit is daar vir lering, teregwysing, onderwysing, weerlegging, sodat ek en jy volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. So prys die Here. En ons het nou verlede week gesien wat Moses moes gedoen het. Die knoppies, die blommetjies, die amandeltjies. Daar was 66 van hulle. In die woord van die Here is daar 66 boeke. En ek glo met my hele hart dat God dit so bewerkstellig het, want dit is 'n afbeeldsel en skadu van die lig. En Jesus is ons lig. En dan lees ons in Psalm 119, die woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Die woord van God, en Jesus is die woord. So, ons die woord in die godheid, die waarheid is so wonderbaarlik. Ek raak baie opgewonde as ek hierdie goed lees en ek sien hoe Satan die mense verblind en die waarheid van hulle wegneem en hulle stel nie belang in God en sy gebod nie. Hulle stel nie belang om regtig waar hulle self te beklee met die wit fyn rein linne wat die regverdige dade van die heiliges is nie. Hulle stel nie belang om hulle self ek wil amper sê te doop in die woord van God. Maar weet jy wat? Ek bid net, laat jou oë nou sal oopgaan. Laat die lig nou op jou pad sal skyn. Laat jy dit nie mis nie. Want dit gaan verskriklik wees om dit te mis. En jy sit miskien nou daar en kyk na my en sê, ag Niels, wat maak dit saak is Ou Testamentiese goed en ek lewe 'n goeie lewe, ek gaan kerk toe en ek lees daarom my Bybel, jy weet, en ek bid en so. Ja, ek was daar. Ek weet presies hoe werk dit. Ek het dieselfde redenasie gehad. Ek het dieselfde verskonings gehad. Maar ek was so besig met die verganklike goed, so besig met die osse wat ek gekoop het en wat ek moes getoets het. Ek was so besig, want ek het getrou, ek het 'n vrou gevat en ek moes eers vir haar huis opsit. En so besig met my besigheid en laat ek God vergeet het. En as jy jou oë sluit en jy bid en jy sê, ag Here, U is goed en dankie, dan is jou gedagte by jou besigheid, of by dit wat, by jou rugby, of by jou sport, of by wat jy ook al in jou gedagte het. Laat jy nie met onverdeelde
aandag met die liefling van jou siel praat nie. Ek weet waarvan ek praat. Luister vir my, luister asseblief vir my, luister asseblief vir my. Word wakker. Moenie gevang word soos die maagde wat geslaap het nie. Word wakker en kry jou lampie vol olie. En hê 'n intieme verhouding met jou verlosser, Jesus Christus. Want hy is op pad om te kom, om sy bruid te kry. En jou hart gaan baie seer wees, as jy dit mis. En jy sal dit sekerlik mis, as jy nie 'n verhouding het met hom en vrug lewer nie. Want hy kap die boom uit, wat nie vrug lewer nie. Galasiërs 5 vers 22, gaan lees, wat is die vrug van die Gees. Gaan lees Galasiërs 5 vers 22 en maak seker dat jy daardie vrug in jou het. So nie gaan jy sekerlik uitgekap word en verbrand word. Sê die woord. Nie wat Niels van Sail sê nie. Dit is wat die woord van God sê. Jy weet, ek is nie hier om vir julle mooi storieetjies te vertel en te sê prosperity en jy weet, sê net dit en vertel die Here, hy wil detail weet, jy wil 'n rooi Ferrari hê of jy wil dit hê en jou plaas moet 'n spruit hê wat daar deurloop. Jy moet detail vir God sê, want God wil detail. Twak is nonsens. Hê 'n verhouding met die Here en raak lief vir sy wil, raak lief vir God se wil in jou lewe. Wat sy wil ook al is in jou lewe, raak lief vir God se wil. Halleluja. Nou ja, daar preek ek amper. Kom ons kyk verder. Nou ons gaan nou kyk na Salomo se kandelaars, wat hy gemaak het. En onthou ek het gesê, afbeeldsel en skadu van die kerkwêreld, Salomo se tempel is dit. 1 Konings 7 vers 48. Verder het Salomo al die voorwerpe wat in die huis van die Here was gemaak. 'n goue kant altaar en die tafel waar die toonbrode op moes lê van goud en die kandelaars, nie ene nie, kandelaars, luister verder, 5 regs en 5 links, voor die binneste vertrek van fyn goud, en die blomwerk en die lampe en die snuiters van goud. 2 Kronieke 4 vers 7, en hy het die goue kandelaars gemaak, 10 volgens die voorskrif daarvan, en dit in die tempel gesit, 5 regs en 5 links. Ons kan nou verder gaan kyk, maar is genoeg inligting vir jou en vir my om te weet, dat dit nie volgens God se plan was nie. God het toegelaat, laat hy hierdie tempel moes bou. Maar dit was glad nie volgens God se perfekte wil nie. Ons weet dat God se heerlikheid so sterk in die heiligdom was van die tempel, dat die priesters nie op hulle voete kon bly nie. Ek sê, Here, waarom dan? As dit die kerkwêreld is, hoekom was u heerlikheid? En God sê vir my, Niels, my heerlikheid, my teenswoordigheid is in die kerkwêreld, want dit is daar waar hy sy bruid gaan uithaal. As ons verder gaan jy sien waarom God se heerlikheid in die kerkwêreld is. Waarom God se heerlikheid in die afbeeldsel en die skadu was, en dit is dan nou Salomo se tempel. Maar God het dit daar vir ons gesit, sodat ek en jy kan leer en sien, wat moet ons voor oppas, want Satan is baie beslis ook daar. Ons het gesien in die begin, die DVD's kan julle kry, van die vorige uitsendings, hoe die tempel afgebreek was, hoe die tempel beroof was, hoe selfs die koning van Jerusalem goud en silwer en kosbaarheid uit die skatkamers van die tempel gehaal het en mense omgekoop het. Ek meen, dit was nooit God se perfekte plan nie, nooit. Maar dit is presies wat vandag gebeur in die kerkwêreld. Kom ons lees verder.
Matteus 24 vers 23. As iemand dan vir julle sê, kyk, daar is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Nou kom ons kyk net 'n bietjie in Moses se tabernakel wat 'n afbeeldsel en 'n skadu van Jesus Christus was, die nederige het een kandelaar gehad. Daar is net een waarheid. Daar's nie meer as een waarheid in Jesus Christus of in God nie. Wat doen Salomo? Hy maak 10 kandelare. Kandelaar spreek van die woord van God. Dit spreek van waarheid, wysheid, kennis, insig. Maar hy doen 10. Dit is presies wat ons kry in die kerkwêreld. Hoeveel leerstellinge is daar nie vandag? Hoeveel leerstelling? Jy kom by hierdie een en hy leer dit. En dan kom jy by daai en hy leer dit. Ek ervaar dit. Nou kan jy vir my sê, ja Niels, jy het ook 'n bediening en jy het seker jou eie. Ja, want as ek die leuen sien, wat in so baie, kan ek sê kerke, verkondig word, dan rys my hare. En dan is dit vir my nodig, om te sê, Here, maak oop die mense se oë, laat u ware lig, u kandelaar lig, dat u, wat die lig is, op hulle pad sal skyn, dat hulle sal sien die koshak, die duisternis waarin hulle is. Hulle word mislei. Hy sê mos hier, hy sê ook die uitverkorenes te mislei. Wie sê uitverkorenes? Wow, dis mense wat 'n verhouding met Jesus Christus het, wat mislei gaan word. Daar's baie mense, elke wind van leerstelling, waai hulle hier en waai hulle daar. En ons ervaar dit hier. Hoeveel mense kom en sê, ons het dit gehoor, Dan kom hier mense op hierdie kampterrein bedien met goed wat jou laat wonder, Here, hoe kom hierdie mense aan hierdie goed wat hulle bedien? Waar kry hulle dit? Maar hulle gebruik woord. En dan is dit absoluut nie die onvervalste woord van Jesus Christus nie. So, hy gaan en hy maak 10 kandelare. Verskillende leerstellings wat daar is. Jy hoef nie dit te doen nie, jy hoef nie dat te doen nie. Jy kan maar so lewe. Die genade van God is so groot. Jy weet, en ek praat nie van hoor sê nie. Ek het hierdie goed met my eie ore gehoor. Wat mense sê, dit maak nie saak oor die sonde wat jy nog gaan doen nie. Jesus het dit al klaar weggevat. Hy het al klaar gesterf vir die sonde wat jy gaan doen. So, jy is verlos, sy genade is so groot vir jou. So, moenie bekommerd wees oor dit wat jy gaan doen nie. Nou, waar is die vrees van God nou? Hoe werk dit? Hoe werk dit? Hoe voel jy? Hoe voel jy vandag daaroor? Het jy een lig? Hierdie 66 boeke? Soos die 66 knoppies en blommetjies en kelkies wat aan daai kandelaar is? Het jy die onvervalste woord? Volg jy die waarheid? Ondersoek jy die waarheid? As jy iets hoor, gaan ondersoek jy dit. Gaan jy in jou binnekamer en praat met die koning van die konings en sê vir hom, lieveling van my siel, openbaar aan my. Dit wat Niels van Sail praat, is dit die waarheid? Doen jy dit? Is jy tevrede dat dit wat jy hoor in jou wandel op hierdie pad, laat dit die volle waarheid, dit is niks anders as die waarheid nie. Is jy tevrede daarmee? Is jy okay? Wow, ek kan nie anders nie. Ek moet jou waarsku, ek moet jou waarsku. Ek luister die ander dag, toe sê iemand, hy sê, genade is eintlik dit. Hy sê daar in Amerika, dit het werklik gebeur. Daar was 'n groot verspoeling gewees. En dit was dan blykbaar in die aand gewees, toe kom die karre en hy hele brug het weggespoel. Dis een watermassa.
in die karre ry en hulle kom, ry hulle oor hierdie brug wat vernietig is, in die afgrond, in hierdie waterstroom, in die watervloede, daai motors net weggespoel na die see toe, en die volgende ene, en hierdie ou het gaan staan, en hy het voor daardie motors gaan staan, ek weet nie hoe het hy gemaak nie, maar hy het hulle gestop en gesê, wow, julle kan nie verder ry nie, hier is nie 'n pad verder aan nie, want hulle kon nie sien nie, dit reën so, en as hulle kom kry, was hulle reeds in die afgrond in. Hy het gaan staan en gesê, wow, stop. Dis wat ek ook wil doen vandag. Ek wil voor julle staan en sê, wow, stop, daar's 'n afgrond hier as jy aangaan soos jy aangaan. En nie die lig op jou pad het nie, is daar 'n afgrond wat jy nie sien nie. As jy sien is dit te laat, dan is jy klaar daaraf. Ek wil ook vandag staan en sê, wow, stop en kyk, stop. Moenie net aangaan met jou lewe nie. Matteus 24 vers 23, ek wil dit net graag weer lees. Hy sê, as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Jy sien, baie gaan vir jou sê, hierdie Christus is hier is die lig van die wêreld, hier is die waarheid, hier is jou kandelaar, hier is dit. Moenie alles glo wat hulle vir jou sê nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. Valse leerstellings, valse Christusse. En dit is, wow, dit is so vandag. Kom ons kyk verder, Efesiërs 4 vers 14. Hy sê, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluiheid, om listiglik tot dwaling te bring. Valse kandelare, valse lig. Vers 15, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. Halleluja. Mensies, ons moet seker wees dat die lig waarin ons wandel, die lig van Christus is. Efesiërs 6 vers 14, staan dan vas julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid. Staan dan vas julle lende met die waarheid omgord. Weet jy wat, hoeveel pastore, hoeveel dominees, hoeveel herders se lende is nie omgord met die waarheid nie. En wat gebeur? Hulle gee geboorte, want lende is die plek waar jy geboorte skenk. Dis die plek waar jy geboorte skenk. En as jou lende nie omgord is met die waarheid nie, dan baar jy alleen. Dan baar jy leuns. Waar is die leenaar? Die vader van alle leuns, waar is die leenaars? Hy sê die leenaars is buite die kamp, by die honde. Dis waar die honde is. Dit is waar God die leenaard sien. Waar die honde is. Daar waar hulle die vrot en slegte en dooie goed vreet. Dis waar die leenaars, en dit is waar die mense wat melaats was. As jy die leuen verkondig, is dit waar jy eintlik geestelik is. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lende van julle verstand. Omgord, nou praat hy bietjie meer detail, omgord die lende van jou verstand. Met ander woorde, wat jou verstand baar, wat jy in jou verstand sit, die saad wat hier in jou verstand gedeponeer word. Laat daar die saad, wanneer dit groei en iets baar, laat dit die waarheid sal wees. Hy sê omgord die lende van jou verstand met die waarheid. Hy sê wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede
wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Weet jy vandag? Of loop jy nog in onwetendheid? Wandel jy nog die pad in onwetendheid? Of weet jy al vandag dat jy die volle waarheid is? Is jou lende omgord, die lende van jou verstand, omgord met die volle waarheid? Boeta sissie, moenie elke lantern, of liewerster elke menorah, elke kandelaar glo wat jy hoor nie. Moenie soos golwe heen en weer geslinger word deur elke wind van lering nie. Kry die waarheid. Kom ons spandeer tyd, nie deur om jou 10de alleen te gee geld aan 'n denominasie nie, maar om jou 10de van jou tyd af te staan aan God. Gaan werk hom uit, vat jou calculator en werk hom uit, wat is 'n 10de van jou tyd, wat jy moet afstaan, kwaliteit tyd. God wil nie 'n gebrekkige tyd hê nie, God wil 'n volkome tyd hê, 'n offer, wat nie gebrekkig is nie, wil God van jou hê. En as jy dit nie kan doen nie, Boeta, sissie, wil ek vandag vir jou sê, jammer ek moet dit sê, sal jy nie dit maak nie. So, jy moet